Jy weet, die kan ek bedank. Niemand nie. Ja, ek sê sy kan. Dankie, Janka. En ek. Maar dankie, pastoor. Ja. Maar, ek gaan die handen nou daar. Ok, so, hulle voel ons kom af. Dan gaat seker maar net een handen om te sê, ek was hier. Ek dankie. Ek was hier, maar ek het geluister. I'm joking. Ok, so, maar my gedeelte, wat ek vandag wil bring om het gedeelte, wat jy seker al van gehoor het, of jy het hom seker iewers in die Bybel raak gelees. Ek sal nie weet nie, dit is maar vir jou te besluit. En dan so daarom gedink, ons bid vir spesifieke dinge in ons lewens, maar ons ontvang dit nie. Nou die vraag is, hoekom ontvang ons nie dit wat ons vra nie? En dit my woensdagmiddag geslaan soos 'n 10 pond hamer tussen my oë. Daar is baie skrifgedeeltes wat praat van gebed. Maar ek wil vanmôre 4 verse uithaal. Net 4. Ek gaan laat mekaar lees en dan gaan ek uitbrei. Die eerste een is 1 Kronieke 4. 1 Kronieke 4 van vers 9 en 10. En Jabes was meer geëerd as sy broers. En sy moeder het op Jabes gesê, ek het met smart gewaar. Vers 10. En Jabes het God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, omdat dit in julle welluste deur te bring. Jakobus 5 vers 16. Hy sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Laaste gedeelte, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou ek illustreer vanmôre daai woordjie, regverdige. Nou as ons kyk na Jabes, dan word nie baie uitgebrei oor hom nie. En ek het 'n bietjie gaan navorsing doen en gaan kyk, waar kom hy vandaan, wie was hy en, maar nergens lees ek wie hy werklik is nie, wie hy was nie. Die woord sê net vir ons, hy was wat 'n mens gewees? Hy was geëerd gewees, né? Maar die Afrikaanse weergawe sê geëerd. Nou die Engelse weergawe sê dit so mooi, hy sê honorable. Ja, ek wil nou bedank. Nou Jabes het nie net 'n stukkie gebid nie. Jabes het op 4 dinge gevra in sy lewe. 4 dinge gevra in sy lewe. Die eerste ene was, as u my ryklik seën. Hy het nie gesê, Here, u moet my ryklik seën nie. Hy het gesê, as. Nee? So hy het 'n klem gesit op die as. Hy het God geken. As u my ryklik seën. Nou as ons praat van seën, waarvan praat ons? Daar is 3 kategorieë van seën. Seën verwys na gewoonlik na die onverdiende guns, goedheid en teenwoordigheid van God in 'n mens se lewe. Dit is 'n geestelike of tasbare geskenk wat vreugde, beskerming en voorspoed bring. Met ander woorde, Jabes het gevra vir 'n goddelike guns. Amen. Jabes het gevra vir 'n goddelike guns. Die tweede seën is die wens van 'n seën. Nou dit is wanneer mense mekaar seën toewens. Spreek hulle God se teenwoordigheid en beskerming oor mekaar se lewe. Dit sal oor altyd die Jode sê shalom. Shalom aleikum. Vrede vir jou. Mag vrede jou volg.
Nou daai woordjie shalom kan uitgebreid word. Nou ek kan nie 'n Jood nie, nee, maar ek kan vir jou sê vrede. Dit beteken dieselfde. Nou as ek vir jou sê vrede, dan beteken dit dat ek sê vir jou, my broedermense sê, mag jy vrede hê in jou huwelik. Mag jy vrede hê waar jy ook al mag gaan. Mag jy vrede hê by jou werk. Mag jy vrede hê in jou finansies. Mag jy vrede hê in jou kinders. Oral waar jy gaan, waar jy sit, waar jy staan, waar jy loop, mag jy vrede hê. En weet wat? Jabes het geweet. Jabes het geweet. Hy daai af opsekerlik gesê. Maar het geweet. Ek, Jabes, is regverdige. Ek is geëerd, bovenop. Dis wat hy sê as. Die derde een is om self in seën te wees. Deur liefde, vrygewigheid en diens te lewer en beskerming oor mekaar se lewens, besluit of toekoms toe. Vrygewig, diens lewer, is daar as op die knoppie gedruk word. Jy doen iets sonder om te vra vir iets terug. Dis die ander seën wat ons is ontvang. Nog gaan ek verder. Die tweede wat Jabes voor gevra het. Jabes het God gevra om sy grondgebied te verneder. Nou as ons nou praat oor grondgebied, dan dink ons aan, jy weet, ek gaan nou meer huise kry, ek gaan nou meer lande kry, en ek gaan nou 'n plaas kry. Nee. Daai grondgebied, dit beteken simbolies en geestelik om jou invloed, verantwoordelikhede en impak op 'n positiewe manier uit te bring. Dis daai grondgebied. Okay. Dit is 'n persoonlike groei. Met ander woorde, jou kennis en geestelike volwassenheid word vergroot sodat ons groter take en uitdagings kan hanteer. Amen. So dink ek daaraan, hè? Grondgebied. Weet die staatsgerief som ek voorbeeld vir sê, hoorie Marius, jy het nou huis daar nie, ek gaan vir die hele laan vir jou gee. Ja, dat gaan jy doen. Wat word vir die mense langzaam? Kijk, wat van die grondheid is daar. Ons gaan politiek praat hê. Die woord sê, met min, dat ek jou vertrou, en oor vele, sal ek jou aanstel, Mattheus 25:23. Met min dat ek jou vertrou, oor vele, sal ek jou aanstel. En soos ons sien, daar was ek nie veel gehad nie. Nog steeds, het hy vir God gevra, as die my ryk het sien. Derdens, die Jabes gevra, dat u hand met my sal wees. Die derde ene. Met ander woorde, dit sê net mooi alles. Ja, waar ek gaan, waar ek loop, waar ek stap, wat ek ook al doen, mag u hand van beskerming oor my sal wees. Mag u die engele, volgens Psalm 91:11, die engele stuur aangaande my, om my te kom beskerm, my op die hande te dra, sodat my voete nie geen klippe sal saamweer. Dis God se beskerming. Vierdens, was dit 'n pleidooi aan God om onheil af te weer. Om hom te behoed van alle gevaar, boosheid en teenspoed, en die impak van slegte dinge te keer, sodat smart en lyding nie sy lewe oorweldig en vernietig nie. Ons lees iets, maar ons kyk nie verder wat daar geskrywe is nie. Ons lees iets, maar ons vat dit nie in nie. En die Jabes gekom en het van God 4 dinge gevra, en ons het gekyk na dit. Ons het nie verder gelees nie. En wat sê die woord verder? As ons kyk na vers 3. En God het laat kom wat hy begeer het. En dis dit. As ek teruggaan
gaan na vers 9 toe. Hy was meer geëerd. Staan dit so? Hy was meer geëerd. Wat beteken hy was meer gerespekteer? Hy was meer geag as sy broers. Hy was gewaardeer deur mense. En hy was verhewe deur mense. Wanneer sê iemand dit vir jou? Wanneer sal iemand vir jou sê, ja, nee, hy is opreg. Ja, hy moet jy opreg die Here. Het iemand al wat vir jou gesê? Nog nie. Hoekom nie? Want ons lewe nie opreg nie. Ons lewe nie opreg nie. Jabes is maar een van die ouens in die woord van God, wat regverdig was. Wie was die andere? Job. En kyk na Job, dieselfde storie. Jabes het gevra vir God, teenoorgestelde het Job alles verloor. En omdat Job regverdig was, omdat hy honorable was, het God vir hom dubbel teruggegee as wat hy gehad het. En weet jy wat ons lees in Job, dat Job was die rykste man in die omgewing. Hy is die rykste man in die omgewing. En wie van ons het dan alles verloor op die dag? Ek praat van jou huis, ek praat van jou kinders, ek praat van jou vee, ek praat van jou motor, ek praat van alles wat jy besit, het jy al verloor op die dag. Al wie dit gaan verloor is die dag om jou kopie neerleg. Wanneer jy jou asem uitblaas, dan verloor jy alles. Maar dan het jy nie meer wat jy lewe nie meer. Nou Job het alles verloor op die dag. Alles. Helemaal. Nou imagine, dink vir jouself, hoe moes hy gevoel het? Sê bijvoorbeeld, jy verloor jou meisie. Net bijvoorbeeld. Hoe voel jy? Of jy verloor jou boyfriend. Nou hart is seer, nee? Dan vraag jy baie vraag, hoe kom jy waarom? Nee? Nou as jy begin vraag, dan moet jy mense sê, ons nie veronderstel om vraag te vraag nie. Maar die volgende moet terugwys na ons toe. Hoekom het sy my gelos wie dit is? Waar het die fout? Die fout het ons by my. Nie meer dan sê, die fout het by my. Hoekom? Want ek was nie opreg nie. Ek kan nie opreg hanteer nie. Ek kan nie gehanteer soos 'n man of vrou moes gehanteer het nie. En van die begin af, sê die woord, Jabes was meer geëerd as sy broers. God het hom uitgekies. Ja? Hy was 'n regverdige man gewees. As ons gaan verder kyk, was ek Joos. Jakobus 4 vers 3. Julle bid, julle ontvang nie, moet julle verkeerd bid, en dit in julle welliste deur te bring. Ek sê nie moet jy bid nie. Maar dit wat jy vra, of dit wat jy bid, kom dit uit oprechte hart uit. Die woord sê, julle bid en julle vra nie, ontvang nie. Hoekom ontvang ons nie? Want my broeder en sussie, ons is nie opreg nie. Ons loop elke liewe dag, loop ons met dinge in ons lewens wat verkeerd is, wat ons nie wil bely nie. Ons loop elke dag met dinge in ons lewens, kyk daar is so'n mooi huis. Ek sal maar weer, ek wens aan ons so'n mooi huis te hê. Begeerlikhede, jou eie begeerlikhede. En my vandaan, wanneer ek na jou bed gaan kneel, of dit is die dankie vir die dag, het ons al so vergeet, van dit wat ons gesê het, dit wat ons gedoen het, dit wat ons gedink het die dag. Daarom elke minuut van die dag is 'n belydenisdag. Want jy staan by iemand, hy sê vir u jy raak kwaad. Waar is Galasiërs 5? Die vrug van die Gees. Hy ontbreek. Maar ons sê, ons is kinders van God.
Waar is die lankmoedigheid? Waar is die vriendelikheid? My eerste minister van Indië, 'n paar jaar terug, maar hy kyk Britjie, wat is sy naam gewees? In elk geval, so kort Britjie, dus ek het geen Britjies gehad. Hy het net gesê, as 'n Christen so lyk, wil ek nie wees nie. Dat hy Hindu sê, dat as 'n Christen so lyk, wil ek nie wees nie. My moeder mense sê, ons is gestel op wekkend te wees, ons veronderstel om wat, maak nie saak, deur wat jy gaan in jou lewe nie. Ons is veronderstel om te glimlag, ons is veronderstel om die liefde van Jesus uit te straal na ander mense toe. Ons is veronderstel om dit wat jy bid, ontvang jy. Hoekom? Want jy is opreg. Maar ons is nie opreg nie. Daarom kry ons nie wat ons vra nie. Dit ontbreek in ons lewens. Want daar is sonde in ons lewens wat ons nie bely nie. Of ons wil dit nie bely nie. Ons gaan maar net aan, maar dit is nou lekker. Jy weet wat, die Here sal my vergewe vir dit wat ek gedoen het. Tot op 'n punt. Tot op 'n punt, my broeder en sussie, dan is dit te laat om te sê, Here, sorry vir dit wat ek gedoen het. Toelaat. Jy maak die kosies toe op aarde, waar maak die kosies op? Dit alles deur onbelyde sonde. Ons sal wacht met daai Galasiërs 5. Galasiërs 5, 19-20. En die werke van die vlees is openbaar. Waar ek gaan lees in Jakobus, julle bid en julle welliste. Wat sê Galasiërs 5 vers 19 van ons? Die werke van die vlees, dit is ons welliste, my broeder en sussie, is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Kyk na die woordjie onreinheid. Ek dink ek is opreg, maar die liefde is ek onrein. Hoekom is ek onrein? Want ek het nie my sondes bely nie. Ek het nie voor God gegaan met opregte hart en gesê, Here, vergewe my, jy weet wat ek gedoen het nie. Maar ongeregtigheid, ongebondenheid, afgoderry, nie wapenstoor. Eksodus 20. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Want ek, die Here jou God, is jaloerse God, dat die misdaad van die vaders besoek en die kinders van die derde en die vierde geslag van die behaat. As hy verder sê, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Amen? Afgoderry. Nee, pastoor, ek sal eerder my selfoon vat, en ek sal games speel, en ek sal TikTok kyk, en ek sal Facebook gaan voor ek my Bybel lees, vir 10 minute. Of vir die tydperk, wat ek sal leer, om aan